Ja, ek dink julle behoort in hierdie tyd nou al te weet, ons is besig met 'n reeks oor Psalm 23. Psalm 23, ek gaan dit weer vir ons saam lees en dan fokus ons nou vanaand op vers 4. Telani, ek gaan dit sommer van daar af lees. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dan fokus ons saam op vers 4 wat sê, selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Ek wil dit net vir ons in die 33-53 vertaling ook lees, daar sal staan, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Nee, ekskuus, ek lees die verkeerde vertaal. Selfde een is die. Daar verander ek hom. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Ek dink is seker een van die grootste klisjées om 'n preek mee te begin, maar ek dink ons almal weet baie goed wat loadshedding is. En as jy nou maar bly hier waar ons rond bly met die infrastruktuur wat lyk soos wat hy lyk, dan is dit nie dan ons is eintlik nie eens meer verbaas as jy vir 'n paar dae, selfs vir 'n week of weke aan een sonder krag sit nie. Die klem op wat ons in die donker gelaat word nie. En ek en Aneska seker 2 weke terug nog rustig daar by die huis en volgende oomblik daar's dit donker. Maar as jy voorbereid is vir die donker met 'n batterylig of 'n flits of 'n kers, dan kan 'n mens onmiddellik weer die duisternis oorwin. Vandag se dae kry jy iets so sonpanele wat nou jou huis krag gee en dan het jy altyd lig in die duisternis. En ek wil sê in 'n sekere sin gaan dit ook maar soms so met ons lewe, né? Tye wat dit donker om ons word, soms kan dit so donker word dat 'n mens soms begin twyfel of jy ooit weer enigstens lig sal sien. As die lewe soms so donker raak, is dit maklik om die vraag te vra, waar is God? Want ek sukkel om hom raak te sien. Dis net eenvoudig te donker in my lewe. Soos as jy in die donkerte rondvoel vir die ligskakelaar. So partykeer in ons lewens ook, wat ons in die donkerte, wat sê Afrikaanse woord daarvoor, rondtas, né? Ja, rondtas, soek na die Here. En mens sien dit daar buite, soveel mense wie se lewens donker is, wat soekend is, voelend is, en soms nie die Here kry nie. Nou Psalm 23 vers 4 praat van hierdie donker tye in ons lewe, eintlik op 2 verskillende maniere. En dit is baie mooi. Die eerste een is dat dit die Here is wat ons voorberei vir donkerte. In die tweede plek, dat die Here saam met ons is in die donkerte. Nou kyk na die eerste punt, die Here berei ons voor vir donker tye. As ons na die eerste punt kyk, dan sien ons eintlik iets baie interessant wat Dawid hierso skryf. Want let op wat Dawid hier skryf. Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes. Dit klink nie soos iemand wat eintlik regtig in 'n donker diepte is nie. Maar iemand wat al deur donker dieptes in sy lewe is,
en weet dat die lewe soms draai, dat jy ook weer deur donker dieptes gaan. So selfs al gaan ek deur donker dieptes of 'n dal van doodskaduwee, dan hoef ek nie bang te wees nie, want ek weet die Here is by my. En hierdie donker dieptes in die Hebreëus is eintlik 'n baie mooi manier. Ek het iewers het ek daarna verwys. Dit sê eintlik dat jy deur 'n vallei of deur 'n kloof in berge beweeg, soos wat mense soms doen veral as jy hiernatoe, die prentjie wat ek eintlik op my kop kry is die prentjie van Meyringspoort. Ek weet nie of julle al deur Meyringspoort, jy gaan nie nou deur hom ry nie, daar was niks oor nie, maar as jy deur Meyringspoort ry, dan kom jy om 'n draai en dan ewe skielik, dan is hier so 'n berg wat net 'n skaduwee oor die pad gooi, en as jy deur ry, dan sit jou kar se ligte sommer outomaties aan. My kar, dit frustreer my grensloos, my kar maak so as ek onder deur die brûe ry in die daglig, dan skakel sy ligte outomaties aan. Nou dit is die prentjie wat hier eintlik in gedagtes is. Dis om 'n draai te kom en ons ewe skielik hierdie verskriklike donker skaduwee wat oor die pad is en jy kan niks sien nie omdat jou oë so aangepas is by die daglig dat dit lyk of dit pikgiet donker is. Berge in die koppies keer die son, groot skaduwee. Soos die 53 vertaling praat sommer van 'n doodskaduwee. Dis nie 'n plek waar jy eintlik wil wees nie. Dis nie 'n plek waar jy uit jou eie keuse uit sommer wil wees nie, want dit is donker. Dit is eintlik 'n gevaarlike plek om te wees. En natuurlik praat Dawid hierso in 'n beeld om sy punt te illustreer. En hierdie donker skaduwee verwys na tye in ons lewens van beproewing, tye van versoeking, swaar kry en lyding. Ons het heel in die begin ook gesê dat ons kan agterkom as ons hierdie Psalm lees, dat iets in Dawid se lewe gebeur het wat gemaak het dat hy onvrede beleef het. Dis uit moeilike omstandighede uit en waar hy op 'n punt weer gekom het waar hy vrede gehad het. Hy's deur 'n moeilike tyd saam met die Here. Wat hierdie Psalm eintlik gekweek het. Om te sê, hy's nou op 'n punt waar hy kan sê, die Here is my herder, ek weet ek kom niks kort nie, en selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, hoef ek nie bang te wees nie, want die Here is by my. Hy verwys hier na die donker tye in die lewe, tye wat jy voel jy's alleen, tye wat jy voel jy niks om jou kan sien nie, jy kan nie sin maak van dinge rondom jou. En nou is dit belangrik ook om die konteks van hierdie Psalm in gedagte te hou. Onthou, hier word gepraat van die Here wat ons herder is, wat ons lei. Soos ons nou oor die laaste paar weke gehoor het. Hy gaan eintlik voor ons uit. Daai tyd is dit nie so vandag se dae waar die skape aangejaag word nie. Die herder het eintlik vooruit geloop en die skape het agter hom aangeloop, want hulle het geweet is vir hulle eie beswil, vir oorlewing. Hulle volg hom, hulle vertrou hom. So hy gaan voor ons uit en ons as sy skapies volg hom. Daar waarheen hy ook al met ons op pad is. So aan die een kant berei hierdie Psalm ons op 'n sekere sin voor om te sê dat daar waar die Here soms met ons gaan loop in die lewe, is dit donker. En dit is so, ons lewens getuig eintlik daarvan, die Here vat ons partykeer op donker paaie wat nie vir ons sin maak nie, paaie wat nie vir ons duidelik is nie. Maar soos Dawid ook sê, selfs wanneer hy in hierdie tye kom, dan hoef hy nie bang te wees nie. Hy hoef nie depressief te wees nie, hy hoef nie om te draai en terug te hardloop in 'n ander rigting nie. Hoekom? Want die Here is by my. Dis die troos waaraan hy kan vashou in hierdie donker tye van sy lewe. Die Here is by my. Die troos. Die Here is teenwoordig, selfs wanneer dit donker raak rondom ons. En hoe weet ons dit? Want hy is die herder wat voor ons uitgaan. En dis vir my so mooi van hierdie Psalm. Dit is eintlik wat Dawid hierso sê is dat
Hy kan die Here nie sien nie, maar hy weet die Here is daar. Die Here sal hom nie los daar waar hy is nie. Die Here is by my. En dit is baie keer so in ons lewens ook, so nou gesê, dit raak so donker om jou. Jy raak dalk so frustreerd of so depressief en so angstig oor die omstandighede, dat jy sukkel om die Here te sien. Maar dat hy daar by jou is 'n feit. Hy gaan jou nie los nie. Hy weet waarheen hy met jou op pad is. Nou eintlik as ons nou weer terug kan kom by die load shedding, dan kan ons sê dat God is ons batterylig. Hy is ons flits in die donker, sodat ons kan sien. Hy is steeds besig om ons te lei. Hy is steeds besig om my rus te gee. Hy is steeds besig om my by groen weivelde uit te bring, by stille waters. Ek het steeds nie iets anders nodig in my lewe nie. Hy lei my op die regte pad, al lyk dit soms nie so nie. En nou kom 'n mens uiteindelik by die vraag uit oor sekerheid. Nee, hoe kan 'n mens so seker wees dat die Here by 'n mens is? Hoe kon Dawid dit ook geweet het dat die Here so by hom is? Is in sy geval 'n bietjie anders as in ons geval. En die antwoord lê vir ons in dit wat ons net nou gebid het. Toe Jesus sy geboorte aangekondig is, het die engel opdrag gegee dat daar 'n besondere naam aan hierdie kind gegee word. Hierdie naam is Immanuel. Beteken God met ons. God is by ons. En as ons nou dink eintlik aan vanoggend se preek ook, wat gesê dat hy wat in die gestalte van God was, het mens geword hier op aarde, neergedaal van die hemel af, sodat hy by ons kon wees, fisies teenwoordig kon wees. God is Immanuel, hy is by ons. Word mens, om by mense te wees in 'n donker wêreld. En daarom dat Johannes sê dat Jesus is die lig vir die donker wêreld. Een wat soos ons nou, was dit verlede week gesê, soos daai vlam van Sasol wat jy van 'n myl af kan sien. Meer as van 'n myl af kan sien. Die lig wat nooit uitgedoof sal word nie. En as jy mooi dink eintlik, as jy al in donkerte kers aangesteek het, dit is of daai lig die donkerte heeltemal breek. As jy net lank genoeg stil is, dan word die hele kamer eintlik vir jou lig. Jy kan uitmaak wat is waar, jy kan sien wat om jou aangaan. Christus het hierdie teenwoordigheid van God vir ons verseker toe hy aan die kruis, toe dit vir 3 ure donker geword het, God in die donker gesoek het, maar hom nie gekry het nie. En daarom Jesus se woorde ook wat sê, my God, waarom het U my verlaat? Soos in die katekismes ook sê, deur God verlaat, deur God in die donkerte gelos, sodat ons dit nooit hoef te beleef nie. Sodat ons juis in die donkerte kan weet, ek hoef nie bang te wees nie, want die Here is by my. En daarom is ons gerus wanneer dit donker word. Geestelik gesproke, wanneer die moeilike tye van die lewe kom, wanneer dit nag om my is. Want ons weet, God is by my, ons kan met hom praat, hy hoor my, hy luister na my, hy lei my deur die donker, al kan ek hom nie sien nie. Donker is ook nooit bedoel om altyd donker te wees nie, nee. Die Here lei ons ook weer daaruit. Hierdie skaduwee eindig ook. Daarom hoef ons nie in ons donker tye te vra, waar is die Here nie? Hoor die Here my ooit? Het hy my nie alleen gelaat nie? Soms voel dit so, maar dit is nie waar nie. Hoekom? Jesus Christus. Ons bewys dat die Here by my is. En daarom sê Dawid in die laaste gedeelte van hierdie vers, die Afrikaanse vertaling sê dit eintlik so mooi, U stok en U staf vertroos my.
staan eintlik, dit stel my gerus. En hoe kan 'n stok en 'n staf my getroos laat voel? Onthou hoekom het 'n herder 'n stok en 'n staf gebruik? Stok te beskerm teen wilde diere, gevaar af te weer, en 'n staf is mos daai, daar's nie op daai prentjie ene nie. Daai krom kierie om weer nader te haak as jy die pad byste raak. Mooi is dit nie. Die Here beskerm ons, selfs in die donkerte. Hy haak ons nader wanneer ons in die donkerte dalk ons koers verloor. Hy bring ons weer terug in sy teenwoordigheid uit. En die stok en die staf wat die Here in hierdie lewe gebruik, is sy Heilige Gees. Wat ons kom troos met sy teenwoordigheid, en daarom kan ons in volle vertroue op die Here sê, ek is nie alleen nie, ek is nooit alleen nie, selfs in die donkerste tye. Deur onsekere tye, deur beproewing, deur angstigheid, ek hoef nie bang te wees nie. Ek hoef nie in vrees te lewe nie. Die Here is by my. Weens Jesus sal hy my nooit alleen los nie. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U by ons is. Dankie dat U Heilige Gees ook stuur om ons nader te trek na U toe, dat U ons haak. Soos 'n herder 'n staf sal gebruik om ons te trek wanneer ons koers verloor. Dankie dat ons kan weet in donker tye, selfs al kan ons U nie sien nie, selfs al maak dit nie vir ons sin nie, maar dat U nog steeds daar is. Dat U nooit opgehou het om voor ons uit te loop nie. Dat ons aanhou U stem volg. Dat ons nie verdwaald raak in hierdie wêreld en nie aan die bossies langs die pad begin kou nie. Wees met ons ook so in hierdie week, Here. Ons weet dat elke dag en so ook elke liewe week bring sy eie uitdagings, soveel onsekerheid wat voor lê. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U selfs vandag nog by ons is. Wil U, soos ons vanoggend ook gebid het, met ons kinders wees, met die eksamen wat nou begin, en wil U hulle elkeen lei, en wil U die krag gee en die geduld gee ook, uithou vermoë om vas te byt tot aan die einde toe. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit in die minste verdien nie, maar ons bid dit alleen as mense wat afhanklik is van U genade. In die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen.